Dis vandag Maandag 22 Junie. Welkom by ons luistermeditasie in die Koninkrykstyd. Ons lees saam met Handelinge 1 vers 6 tot 9 uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan. Dis 'n teken van die teenwoordigheid van die Here. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde en die sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is u, hoe groot is u. Want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, u groote naam. En u maak ons deel van al u grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat u ryk mag kom. En kom u weer in heerlikheid op wolke, maak u volkome nuut u eiendom. Dan moet ek juig, my Redder en my God, hoe groot is u, ja, hoe groot is u. Want deur die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, u groote naam. Amen. Ek nooi jou om die teks te ontvang en dit vir 'n oomblik op jou hart te laat lê. Wanneer jy die teks hoor, die begin van God se handelinge met sy kerk, na die evangelies, verskillende weergawe daarvan, hierdie woorde, wil ek jou ook nooi om net in jou geestesoog terug te gaan na die begin van die Bybel in Genesis 1 en 2 ook, na sy skepping en die skepping van die mens en sy roeping. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dis nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en in die Samaria tot aan die uithoeke van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Jy sou lied 464 in ons gebed gehoor het, o Heer my God, en al die werke van God in sy skepping wat ons in 'n loflied laat opgaan.
Hierdie skepingswerke in Genesis 1 en 2 kulmineer in die skepping van die mens as God se beeld, sy verteenwoordiger. Waarin die asem van God geblaas word, die lewe begin en die opdrag vermeerder oor die hele aarde. En kyk na my skepping. Julle is verantwoordelik vir die onderhouding daarvan. Kyk mooi na dit. En dan ken ons die res van die Bybelverhaal en die uitdaging om hierby te bly en hulle sukkel daarmee. En dan God se plan om die mens te kom wys hoe sy koninkryk lyk in Jesus Christus. En hier in Handelinge 1 die vreemde vraag wat die disippels vra, asof hulle na die 3 jaar saam met Jesus en alles wat gebeur het, nie besef hoe sy koninkryk lyk nie, en dan die vraag vra, Here, is dit nou die koninkryk dat u die koninkryk van Israel weer sal oprig? En dis asof Jesus hulle nie regtig antwoord nie. Al wat hy sê is, ek begin niet met julle as my kerk, as ek my asem weer in julle gaan blaas. En dan wil ek julle weer uitstuur oor die hele wêreld, Jerusalem, Judea, Samaria, tot aan die einde. En ek wil hê julle moet gaan wys hoe my koninkryk van die liefde lyk. Ek wil hê jou nooi om vir 'n oomblik dit vas te hou en op jou hart te laat lê. Ja, Here, U maak ons deel van al U grootse werke. En U laat ons bid, Heer, dat U ryk, U koninkryk mag kom. En kom U weer in heerlikheid op wolke. Maak U volkome nuut, U eiendom. In hierdie oomblik stel ek myself weer oop, Here, vir U Gees, U asem. Kom herskep my en help my om U koninkryk in liefde en vrede en geregtigheid te laat kom waar ek hierdie week my voete gaan neersit, waar ek sal beweeg. Dat ek so opdaag, dat iets van U koninkryk kan sigbaar word. Amen.